Sure, abuti honestly. Let me greet the pastor, the Varamster pastor. Here it is, Varam pastor. Let me greet the family. Let me greet the patriots, members of parliament who are here. Let me greet the councillors of Ward 17, Ward 18, the first citizens of Eldos. It was because of the work of Auntie Ellen and Auntie Ingrid that we won El Rodel Park convincingly. They were always on the ground. I don't want to speak a lot. Mine is just to introduce a person that will give a keynote address. Some people don't understand the journey that we are traveling. Some people don't comprehend the anointing. You have to be able to understand an anointed person, because God will show you through insights. And the press saw a healthy patriot. She did not have issue. She was happy. She was excited. You saw the video that was played. That was Friday. And you saw how the press held her. He didn't know. But because he's anointed, it is the Holy Spirit that communicated with his spirit that you need to give this woman big love one more time. But he never knew that it would be that. So the ground workers have fallen. Let us take the baton. As the pastor has said, laat ons aangaan met die plan. Let me introduce the man who loves El Rodel Park, the man who loves patriots, the man who loves South Africa, the man who loves South Africans, but I must emphasize, the men who love patriots more. Let us all stand up as we welcome the chosen one, the Moses, the David, Gayton McKenzie. Bye, Ranky. Please sit down. My life was fine until I met the DP. So I'm out this comeback. Let me start by saying to the family of Swellen, thank you. You know, G, ons het verloor. Ons as patriots, ons het groot verloor. Ons het nie net verloor nie. Ons het groot verloor. Maar ek wil dankie sê. Jy weet, ek sit nou daar en ek kyk julle pictures. Ek dink as my slide so opgaan, gaan daar nie iemand is wat ek 'n soetjie gegee het. Want die Here het hulle baie gesoet op die slide show. Ware liefde. You know, to the kids. There's somebody that died today, yesterday, the day before. And they left the children with money. Somewhere in the world. Lots of money. That money will get finished. But Auntie Ingrid in Swellen left you with more than money. They left you with the explicit knowledge to say you must fight for what you want in life. You must fight for what you want in life.
You must not sit and complain the whole day. And they left you, to the family of Auntie Inky. And Councillor Joera called me. She couldn't even speak. She called me while the body was still at home. Because Auntie Inky will complain by Joera about me in voice notes. And when I say, Joera had me gesê, wat is jy gesê? Sy lieg. Jy weet, die kinders kan so lieg. Ek sal nooit dit sê nie. Maar dat ek die voice message gehoor wat Joera sê, Pres maak my naar. Joera was Pres. Pres maak my baie naar. Dan aan my tante gesê, maak ek jou naar? In Westbury sê ek van, maak ek jou naar? Sy sê, wie lieg so? Hulle wil vir my Pres aan mekaar steek. En ek wil vir die familie sê, ons het groot verloor. Ons het groot verloor. Vir die kinders wil ek sê, julle maans het hulle met iets gelos, wat ek gelyk het van al twee patriotte. Baie van julle wat hier sit, jy wil vandag 'n boom plant, môre soek jy appels. Jy het nog eens 3 deure gekloppie, dan het ek al so proposal. Pres, hier is my proposal, ek is 'n patriot. Once iemand my sê, hulle is 'n patriot, dan weet ek moet nie eens weer luister nie. Because 'n ware patriot, gaan nie nog vir my sê, ek is 'n patriot nie. Want hy is altyd op die grond, en wil ons op die grond is. So vandag, there's something I want to share today with everybody here. A lesson. Toe wat ek 17 jaar oud was, when I was 17 years old, ek en Vicky praat nou daarvan. Baie girls, is lekker. Sy geld. As ek 20 is, arresteer hulle my. En ek gaan vir julle sê, hoekom ek die storie sê. As ek 20 jaar oud is, arresteer hulle my. Hulle vang ons die donderdag. Ons gaan die maandag hof toe. As hulle my in die hof inbring, toe is daar nie plek nie. 'n spek van ons. 'n spek van die girls. Is vol. Die polisieman my vra, who are you? Sê, jy sal vol raak as ons daar bo kom week is. Hy sê, ek het klaar gesien wat gaan aan. Toen gaat jy huis toe. Ek sê, ek was nie daar. Dit is ons gauw wys. 'n maand na die, roep hulle my weer hof toe. Vir nog 'n sak. Maar kom in die hof. Hulle sê, môre kom jy voor. Ons kla jou aan vir gewapende roof. Ek is klaar by 8 jaar. Ek sê, ek bel my mami. Ek sê, mama, ek gaan môre hof toe vir nog 'n sak. Sê die ouens daar buite, ek is môre in die hof in. Kom hof toe. Ek vra die polisieman, ek sê, kykie, ek gaan jou foon gebruik. Hy sê, jy mal. Ek sê, jy gaat vol raak as ek daar voorkom, vies ek. Sy ken nie vies ek nie. Sy gaat sien as ons daar voorkom, vies ek. Ons kom maar, ek kom op met die steps. As ek omkyk, toe is dit net my mami. Daar was nie een chommy nie. Nie een. Daar was nie een girl nie. Kon. Ek was alleen. Ek was alleen. En die judge vra my, pleit jy skuldig of onskuldig? Ek sê, ek is onskuldig. En ek kyk weer om, en is koud. My mami het 'n handsak. En sy besig om te bid. Alleen in die hof. Ek sê, judge, ek pleit skuldig. Hy sê, wat? Ek sê, ek pleit skuldig. Hy sê, is jy seker? Die ma vra, wat doen sy? Ek sê, hy mami, nie waar. Sorry. En ek doen my straf.
en ek kry parole after 10 years. Nou, ek het baie gedoen vir die ouens. Ek het baie gedoen vir girls. Ek het baie gedoen vir mense. Maar die tyd wat ek hulle nodig gehad het, toe sal hulle nie daar vir my nie. Baie van julle hier, ek doen baie vir mense. Jy gaan oor die see vir mense. Jy gaan deur water vir mense. Maar die mense kan nie eens oor 'n poedel spring vir jou. Net oor die pavement met bietjie water op. Maar jy loop deur die see, deur riviere, deur damme vir mense. Laat vandag vir jou 'n voorbeeld wees. Van julle hier, hoe ek weet nie vir wie om te vote nie. Ek dink nog. Sê my hoekom? Het jy al vir Helen Zille gesien hier by 'n begrafnis? Het jy al vir Ramaphosa hulle gesien hier so by 'n begrafnis? Julle sit mense in power. Ek is emotional. Van ek stap in my kantoor vandag en ek hoor die chief of staff sê, you don't know the minister. He will not go to that meeting. I'm warning you. He said he's going to El Rado Park. You don't know this man. Sy sien nie ek is klaar nie deur. Sy sê, hy gaan nie na die meeting toe by die ANC. Die DP. Ek sê vir hulle, ek gaan die meeting toe nie, om praat met die DP, iemand. Die DP bel vir my. O, so ek moet nie by Eldos toe gaan nie. Kom sê, julle moet vir my bel. Toe streek af soos aan die Ingrid. Sê ek nooit julle, ons net al mekaar steek. Vandag is hy die chief chaplain hier van die PA. Sy het members of parliament hier. Sy het die DSG hier. Sy het die deputy president hier. Sy het die chief spokesperson van die PA. Because die mense, het was daar vir ons, wat ons nie vir hier kon gewees het vir hulle. En dis wat ons moet leer. Ons moet daar wees vir mekaar. Ek gee nie om wat gebeur Saterdag nie. Maar ek is Saterdag in El Dorado Park. En die DSG moet die goedes uitwerk. Laat ek by al twee begrafnisse is. Want ek moet by al twee praat. Sit nou op die program. Want as ek jou op is, dan vat ek sommer die mic. Want die mense het met my gestaan. En as die PA, DSG, die kinders van die familie moet werk kry by die PA. Laat hulle sien vir wat het hulle maans beklei by die PA. As ek Saterdag begrafnis kom, dan moet jy half my kan sê, nee, ons gaan die hier indruk, en ons gaan die familie gaan ons daar indruk. Sy moet nie gaan werk soekie. Ek het klaar opdrag gegee, dat hulle moet werk, want hulle maans het gestaan en gewerk vir 'n dag soos vandag. Ons is familie. Die DP sê is belangrik, pastor. Hy sê, mense, hulle het nog nie swaar gekry nie. Hier's paar wat al swaar gekry het, hier's paar wat nog nie swaar gekry het. Sy dink sy swaar gekry. Kom ek wys jou as jy al swaar gekry het. As jy nou wil weet of jy al swaar gekry het, laat ek jou wys. Het jy al gegaan na begrafnis toe, dan weet jy nie wie is dood nie. Maar jy gaan wat jy het gesien as baie skape wat daar geslag word. As jy nog nie dit gedoen het nie, dan het jy nog nie swaar gekry nie. Kykie. As ander chobby van my sneakie. Ek sê hom, mas ek koop ons iets, maar ek is honger. So parool, hy sê my broer, ek het niks man. Ek dink ons het iets vir ons hier. Ek sê my broer, my ma het nou eiers geëet. Hier is niks hier. Hy sê, wat het hy daar? Ek sê, 11:30. Hy sê, ons kan nog 'n laaste lijk vang. Ek sê, wat?
Hy sê, kom, daar's so 'n saal daar by ons, hulle doen die dobbel to bel saal pastor. Hy sê, hey, kom nog gelyk hier so. Ek was so skam, man. Nou staan ek maar buite. Ek nie daar gaan nie. Die waar is daar so. Like, hy sê, kom man. Hy het vir ons aan die hooftafel 'n plek gekry. Nou weet ek nie hoe het steek hier vir ons by die hooftafel gekry het. Nou sê ek laat hom, ek sê, was ek in, kom sit ons nou hier? Hy sê, ek het vir hulle gesê, as niemand had so gebreke soos jy nie. Ek sê, hy sê, jy moet nou heel wat ek het. Jy moet nou my storie waar maak, man. Ek sê, ek gaat hy. Hy sê, jy moet net sê, jy moet die anti-skool geloop. Ek bly dit, ja nee, sy was baie slim op die skool. Soos ons loop, tel ek 'n program op. Toe sien ek die antie was gebore in 1945. Want, ek het gesê, ek was saam met die antie in een klas. So, ek wil vir die patriotte sê, die DP het gesê, he said something very important. He said, van ons, die verstaan nie die journey nie. Die verstaan nie die journey nie. Jy kom nou PA toe, dan wil jy môre jou hele probleme moet uit. Hier's Antie Sylvie hulle. PA het nog niks vir die mense gedoen nie. Maar die mense het vir jare loop hulle op met die groen t-shirt. Ons kan nie 300 jaar het hulle ons vertrap het, omdraai, binne 'n paar maande nie. Maar die belangrikste ding is, ons het opgestaan. Ons het opgestaan. Ons word nog gesien. Ons het vir almal vertrou. En hulle het ons in die rug gesteek. Maar nou vertrou ons onsself. En ons gaan nie mekaar in die rug steek nie. Ons is al wat ons het. En as jy dit kan verstaan, hou op hoogmoediges. Van julle, ek kyk julle. Ek kyk julle sometimes. Ek kom as die tronk het, ek sien alles. Daar's niks wat ek sien, ek praat met jou hier, dan sien ek al klaar, wat maak hy man daar? Ek kyk jou hoogmoedigheid vir die mense. Sy hou vir jou ryk. Sy praat neer op mense. Sy is nou. So harde kan jy as 'n bolla vang nie. Maar sy wil vir mense sê, hoe is hulle beter? Hoe is jy beter? So Ellen, kom ek sê iets van so Ellen. No matter wat, die vrou se hare was altyd in 'n natte. So Ellen was baie lief vir haar hare. Diep lief vir hare. Sy het vir G-Man mal gemaak. Hy crusaders, hy cruisekop bare soos ek, wat vrouens lyk soos die. So moenie los die hoogmoedigheid. Die DP sê, jy verstaan nie die journey nie. Die journey wat ons op is, moet jy so plat op die grond is soos 'n menorah blyk. So Wera sê vir my, ek weet nie wat as jy gedoen die president, Ingrid soek vir jou. Ek kry aan Westbury. Ek kom met my kar en ek sê vir Eddie Lalo, voor ek sit, is iemand wat ek moet kry. Otherwise beskinder sy my die hele Eldos vol. Hy vra vir wie, ek sê kyk net vir 'n PA cap met blink goedes op. Ek kry ja, en ek hakke, en ek hou 'n hand. En ek sê, kom ons is so jaloers op jou. En ons lag, en sy sê vir my, dis al wat ek gesoek het van jou af. Ek wil net gehad dat jy met my kom hak. En maar jy wys, jy is nog lief vir my. Ek sê altyd, ek sal nooit, en sy sê vir my voor ek loop, baie dankie. En ek glo mense weet wanneer hulle gaan. Sy sê baie dankie.
Ek sê, "Wan, ek sien jou later." Was wat 'n dankie, dankie vir wat? Sy wil my weer iets kom vra later, sê ek vir, sou ek my nou. Nou imagine net as ek 'n hoogmoedige mens gewees het. En dis die boodskap. As ek 'n hoogmoedige mens, dan kom ek hier in omdat ek nou bodyguards het met my neus in die lug in. Dan hoor ek aan die Ingrid soek my, ek is nou te belangrik. En dis vat wat julle doen aan mense. En ons moet hy maniere los. Mense wil net weet, sy gee om vir hulle partymal. Hulle soek nie jou geld nie. Hulle soek nie niks, hulle soek niks van jou af nie. Hulle wil net weet, sy gee om vir hulle. So vir almal wat hier is van die patriotte, laat die 'n voorbeeld wees vandag. Saterdag gaan Eldorado Park sien hoe begrawe ons 'n PA member. Ons gaan die Eldorado Park groen maak. Groener as wat hy is. Van ons moet nie net mense ken as ons hulle nodig het nie. Dan Lansewil, sy was by die skool, sy het die hele video geregeer, election day. As ek 'n vrou ligge, dan sê sy ons het vanoggend al gewen, pres. Vrou Pastor Sebastian. Sy sê dat vanoggend al gewen. So vir die familie wil ek net sê baie dankie. En vir die familie wil ek sê baie, baie dankie. Want by die PA is 'n swaar saak. Sy kan nie, die PA is soos pregnancy. As either jy's pregnant of jy's nie pregnant nie. Jy's nie half pregnant nie. Jy's either pregnant of jy's nie pregnant nie. Van ons lyk pregnant, maar ons is nie pregnant nie. So as jy volunteer is in die PA, as jy grondsmens is in die PA, as jy door-to-door mens is in die PA, dan kan jy nie halfkap ingaan. Jy gaan volbloed in, soos die twee mense. En dis hoekom ek gesê het, môre sal jy sien as 'n groot perskonferensie in Suid-Afrika. Die grootste enetjie, 1 o'clock van al die partye. 10 uur is het, groot perskonferensie. Kyk maar TV. Maar die perskonferensie, as dit die tyd gewees het van die begrafnis, dan ek nie gegaan na die perskonferensie. Because ek weet, wat is belangrik. Ons moet ophou net mense gebruik wanneer ons hulle nodig het. Ons moet mense waardeer. En dis wat ek vandag sê, kom Saterdag, en iemand in die familie, is hier op die payroll van die PA nie, dan is die hel los. Because ek hoor nie wat hulle gedoen het vir die PA nie. Jy het gehoor die neef van die Ingrid sê, hy kry vir 3 plekke in 1 dag. En sy het om my midrif gegee, want ek kom sien ek kan baie kla. Sy het geweet, Here vat net, ons sal haar voorsien. Sy het vir hom gegee. Maar hy is nog gekla daar voor die mense. Want sy wil werk, sy sê, man is so size, ek ken so size, vat en gaan. Hy was aan die Ingrid veel. So Ellen, sy kan maar poto toe maak, whatever, die hare is altyd reg. Altyd reg. Dan maak ek 'n joke en sê, wat moet die wind hier kom? Die hare gaat nou waai. Sy sê, byna. So Patriots, ons is al wat ons het. Moenie vergeet wat ek vanaand sê nie. Ons is al wat ons het. Ons is al wat ons het. Ons kan nie nog mekaar wil klaarmaak nie. Ons kan nie nog mekaar wil beskinder nie. Hulle het ons aan beskinder vir 300 jaar. Ons kan nie nog teen mekaar draai nie. Die is die warmste tyd vir ons mense. Hulle kan maar sê wat hulle wil van ons, maar in die geskiedenis van ons mense het ons nog nooit so saam gestaan, soos ons nou staan, met mekaar. En ek wil dankie sê vir Dwayne, ek wil dankie sê vir Joyra, because
Ek hou nie van raadslede wat nie die mense ken nie. Hulle wil geken wees. You know wat is die mees irritating? Daar's niks wat my so irriteer. Niks. As ek 'n mens ontmoet, ek gee nie om of jy van my ken of gehoor het van my. Ek sê, "Hi, I'm Gayton McKenzie." Altyd. Dan kry jy iemand wat sê, "Jy meen jy ken my nie weer nie." Is ek 'n man? My broer is ek. Hy was 'n chobby. Tot baie lank laat gesien die Aldos. Was hy al die karre gesteel. So enige steel ons karre en hulle gaan steel karre. En ons beklei vir hulle want hulle steel karre in ons area. Lyk as ons karre. Ons beklei vir hulle om sê nee, hulle kan nie die karre steel nie. To protect ons nou die karre wat ons later wil kom steel. Nou kom ek elders toe saam met Vicky. Reasons, Vicky. En Reasons sê, Reasons sê, as ek 'n man ken jy my nie weer nie. En ek loop baie jare met nuwe liefde. Ek net langs aan my. Sy weet nog nie my, sy ken nog nie my history nie. Reasons sê vir my, ken jy my nie weer die massakind? Ek sê, massakind, wat het ons nou weer gemeet? Maar nou wil ek nie hê die meisie moet hoor van my verlede. Ek sê, daar by die joint. By die point. Sy verstaan nie wat is die point nie. Hy sê, nee man, jare Gaytie. Ek en jy het so die karre saam gesteel. Ek sê, jare my bro. Sy hoor ek praat van die point. Sy hoor ek praat van ander talle. Dat die meisie dit nie kan hoor nie. Die kind vraag my, what did you just say? Ek sê, nou, don't you know my doctor? Die was een van my maalpatiënte. Ek is aan die maalhospitaal. Die is van my maal. So, in conclusion, wil ek vir almal sê dankie. Die DSG, die Patriots. Ek wil vir almal sê dankie. Vir die familie wil ek die meeste dankie sê. Vir die kinders, vir die broers, vir die susters. En vir die Patriots, dit is koud vanaand. Maar julle het gekom. Dit maak my hart bly, man. Dat is wys, as dit ook koud is môre. En ek is nie weer hier nie, dan gaan jy kom. As dit ook koud is. En jy is nie weer hier nie, dan gaan ons kom. My pa het al die gesê, dan vra kom. Hy is op my begrafenis toe, papa. Hy sê, ek gaan begrafenis toe, as hy dood is, met die mense na my begrafenis toe kom. En toe dink ek, hy speel. Dan verken nie wat my pa dood is. Was seker een van die grootste begrafnisse wat al gewees het in Bloemfontein. Seker een van die grootstes. En my pa het 'n belofte gemaak wat ek nie van geken het. My pa het al die kom dronkies geken.
lief meer want hulle moet nou die man begrawe. Maar hy weet voor die hel, die was 'n sleg ding. Maar nou Saterdag gaan ek met 'n lekker hart kom praat. Want ek hoef nie te lieg nie. Hulle vang ons in 1996, DP. 1995. Toe se kar gestuur hulle jag ons. En hulle skiet, maar hulle skiet my een sommer dood. En hulle arresteer vir ons. En ons kom toe uit met Byl. Hy word in die Kaap begrawe. Ons ry hier af Kaap toe om vir hom te gaan begrawe. Maar die begrafnis is klaar aan. Nou kom ons by die huis. Hulle sê die graf is klaar graf toe. Nou kom ons by die begraafplaas en daar 6 begrafnisse. En ons gaan nou kyk wat 'n enetjie is ons broer se begrafnis. Die eerste begrafnis wat ons standhoor het sê, die Here weet, die was 'n goeie man. Ons kyk mekaar en sê, Nagani, my broer, next door. En ons gaan next door. Next door is 'n vrou. Ons gaan weer next door, is nog 'n ouma. Ons kom by aan en ons hoor, nee, broer Samuels. Ek sê, my broer, next. Ons kyk, ja, maar waar is die man se begrafnis? Toe was dit die eerste begrafnis wat ons gewees het. Want die pastoor het gelieg en gesê, die is 'n goeie man. So Saterdag is daar niemand wat gaan lieg nie. Die was goeie mense. So Ellen het gefight vir housing vir mense. Sy het gebeklei dat kinders matriek afsklere het. Sy na man. Die vrou doen dit door tot door. Sy teken op en sy praat nie baie nie. Van julle het net 2 mense opgesign. Dan jy 20 vorms met geen name op. Ons het al alles gesien by die PA. Ons het bediening begin. As 'n man in hoe was dit in Bellville. Ek sê vir hulle ouens, ons moet werk. Hy man is eerste man, hy het die meeste mense opgeteken. Volgende dag weer die meeste. Ons gaan Menenberg toe. Hy teken meer mense as ek op in die Menenberg. Ek sê nie, is die regie man. Ek los vir my next wees ons in Elsies. En hy teken op. Hy teken sy 2 huise en ek kyk vir hom. Sien ek weer die man en ek volg hom. Here, hierdie man by die begraafplaas, by die grafstene, is hy besig om al die name neer te skryf. Maria, want hy skryf laat die dat van die dood, en die birthday skryf hy neer, en hy skryf neer, en die man kom gee vir ons dooie mense. En die Inkie het nog nooit vir ons dooie mense gegee nie. Sy het gewerk vir die PA. En ek sal haar nooit vergeet nie. En ek sal nooit vir so hulle vergeet nie. En dis hoekom ek vandag gekom het. Come hell or high water. Saterdag begrawe ons patriotte. Mag die Here julle seën. En moenie vergeet wat ek gesê het nie. Moenie vir jou hoogmoedig hou nie. Hou vir jou plat op die grond. Wees lief vir mense. Imagine die vrou, al wat sy voorgewag het, van die Here van sê, ek kom haal. Toe sê sy, ek moet die pres meet. Toe gaan soek ek vir haar. En wat ek haar meet, ek sê nie vir jou storie, die video gesien. En ek het nooit geweet, dat gaan die laaste haak wees. So as jy ongeskik is met mense, dit mag miskien die laaste maal is, wat jy die mens gaat sien. En sy wil nie 'n memory het, van iemand wat dink, sy is ongeskik nie. Sy sal bedlak wees, vir die res van jou lewe. As iemand doodgaan, en jy het hulle sleg behandel, die sal bedlak wees, van die persoon, sy laaste memory, was hoe sleg, sy getreed was. En die Inkie, gaan in die hemel kom, en gaan breek, ek het my pres gehak, het jy vir Helen Zille gehak, staan soon toe, so gemors, mag die Here julle seën, baie dankie, lief julle. Thank you so much. Thank you so much, President. DP, I hear the meeting is what day, you can go so long. Thank you so much. Pastor Sharon, are you here? Steve, Mr. Mutale is the chief spokesperson. So,
He's got a problem with his legs. So ek het daar gesit, pastor, wat jy sê, die bene is sterk. Sê vir jou neighbor die bene, dus ek bang om so toe te kyk. Toe kyk ek, wel, Boustie, toe kyk ek maar die kant toe, naar Kerry toe, naar die tipi toe. Wat ons in Israel was, so Brastief se bene, het 'n probleem, hy kom net operation uit. So hy kan nie ver loop nie. Nou die Jode, op 'n Vrydag, dan los hulle karre, weet dan loop hulle met die voet. Maar as is honger, nou sê hulle, it's not far. We're only going to walk for 4 kilometers. Nou loop ek langs aan Brastief. En Brastief sê, nou sê almal, joh Brastief, jy loop mos, is die Holy Land. Almal praat van, hy is op heilige land. Hy is op heilige land, dis hoekom hy nou loop, hy is nog genees. Hier loop Brastief langs aan my sê, Pres, jy roep toch 'n Uber die vir die heilige land, is die waar van buite op die oomlik. Baie dankie. Sure, Abuti Ownership.